Ons leef in 'n tyd en 'n kultuur wat sosioloë noem an attention economy. Ek is nie seker of jy al daai term of woord gehoor het nie. An attention economy. En wat hulle daarby bedoel is dat van die oomblik wat jy en ek in die oggend ons oë oopmaak, daai eerste oomblikke, tot die oomblikke wat jy teen die einde van die dag jou oë toemaak, word daar gekompeteer en gewedywer vir jou en my aandag. Adverteerders soek jou aandag. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, die sosiale media waarin jy kan aandink, almal soek jou en my aandag. En hulle weet iets van ons wat ons baie keer vergeet. Dat jou en my aandag is kosbaar. Dis waardevol. Van die oomblik wat ons oë oopmaak tot die oomblik wat ons teen die einde van die dag ons oë toemaak, word daar gewedywer vir ons aandag, maar daar's ook iets anders aan die gang as dit kom by ons aandag. Dat jy en ek neem ook elke sekond van die dag besluite oor waar ons aandag gaan gee. Gaan ek my aandag gee vir die nuutste Netflix reeks en binge watch? Of gaan ek my aandag gee aan vriende? Gaan ek aandag spandeer aan dit wat my bekommer, dit wat my vreesagtig maak, dit waaroor ek skaam voel, my teleurstellings, my mislukkings? Of gaan ek aandag gee aan daai geloofsoplossings wat die Here na my kant toe bring? Gaan ek in my aftyd aandag gee aan daai werksprojekte en e-posse wat nog nie geantwoord is nie, my aftyd? Of gaan ek my aftyd aandag gee aan my geliefdes? Daar word gewedywer vir ons aandag en jy en ek neem besluite oor waar ons aandag gaan gee. Hoekom is dit so belangrik oor waar ons aandag gee? Want, en ek hoop jy hoor hierdie vanoggend, dat dit waaraan ons aandag gee, vorm ons. We become what we behold. En daarom kom die skrywer, hy skryf baie oor geestelike groei, Richard Foster, en hy praat oor ons geestelike formasie, en hy sê, daar's een groot vyand vir ons geestelike groei, en dan maak hy die volgende stelling, hy sê, distraction is the primary spiritual problem in our day. Die feit dat jy en ek toelaat dat ons aandag baie verdeeld is, en dat ons soms op 'n plek kan wees, so selfs vanoggend, en hier kan wees met jou liggaam, en ook nie hier kan wees nie. Jou aandag en gedagtes is dalk op 'n ander plek. Ons is besig met hierdie reeks, die opgestane lewe. En ons is besig om stadig deur die boek Kolossense te stap, en vanoggend staan ons stil by hoofstuk 3, dis die tweede laaste week van hierdie reeks. En is in hierdie kort gedeelte in die begin van hoofstuk 3, waar Paulus met ons kom praat oor ons aandag. En ons gaan deur die loop van vanoggend kyk na die res van hierdie hoofstuk ook, maar waar word ons geroep om ons aandag aan te gee as mense wat die opstanding in ons lewe wil beleef? Ek wil jou nooi om dit saam met my te lees, die eerste 4 verse van hoofstuk 3, jy kan jou Bybel oopmaak, Kolossense 3, ek gaan vir ons lees uit die 83 vertaling, jy is welkom ook om saam te volg op die skerm. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe saam met Christus, verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is,
Hoor gou wat sê, wat julle lewe is, met ander woorde, ek gee net my lewe vir Christus nie, hy gee net sy lewe vir my nie, hy is ons lewe, hy sê, wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn, en in sy heerlikheid deel. Nou teen die tyd, as jy die 3 weke saam met ons gestap het, weet jy al, hoe lyk die struktuur van Kolossense. Kom ons gaan net weer deur die struktuur. In Kolossense begin Paulus, en ons het die letters G gebruik, om dit makliker te maak om te verstaan. Hy begin met groete. En ons het gesê, daar's 2 woorde, wat is die 2 woorde waarmee hy hierdie brief begin? Genade en vrede. Alles wat Paulus begin hy met genade en vrede. Wat is alles wat ons kan begin? Kan begin met genade en vrede. Groete. En dan beweeg hy na gebed, en dis in hierdie gebed, en dis die gebed wat ek in hierdie paar weke gebid het vir ons gemeente. Dat ons die opgestane lewe sal sien en sal ervaar, en in hierdie gebed wys hy vir ons, hoe lyk die opgestane lewe? Van gebed beweeg hy na hierdie gedig, 'n Christuslied, waar hy vir ons kan wys dat Christus is die beeld van God, Christus is die belangrikste, Christus hou alles ook in stand, jou en my lewe hou hy in stand. En dan beweeg hy van gedig, want hy verlede week, na gevaar. Ek wonder hoeveel van julle het daai waarskuwing gaan soek by die mall, wat ons waarsku oor die katte. Ek sien van julle glimrag, het daai waarskuwing gaan soek. En ons het gesê, dis nie Jesus plus, wat vir ons 'n vervulde lewe gee nie, maar dis Jesus. En hoe die mense in Kolossense Jesus nie een kant toe gestoot het nie, maar hulle het gevoel Jesus is nie genoeg nie. En daar's by Jesus gevoeg. En dis die groot gevaar. En vanoggend gaan ons na die volgende woord wat begin met G, naamlik geleef. Hoe lyk die opgestane lewe as dit geleef word? Nou ek wil jou nooi om terug te gaan na die eerste vers toe wat ons mee begin het, vers 1. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood uit opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Die opgestane lewe begin by 'n posisie. Dit begin by wie jy en ek is in Christus Jesus. Kan jy sien die posisie waarvan hy praat? Die posisie wat jy en ek in Jesus het. Maar nou wonder ek, besef ons vandag ons posisie? En leef ons vanuit daardie posisie? Nou, om hierdie te illustreer, het ek gedink aan 'n baie praktiese illustrasie, wat die afgelope maand afgespeel het in ons land. By 10 April het daar 'n artikel verskyn, wat vertel het van 'n persoon in Suid-Afrika, wat 'n R30 lotto kaartjie gekoop het deur die FNB app. En teen tye van die artikel, het die persoon met daai kaartjie nog nie die prysgeld opgeëis nie. Nou die prysgeld wat daai persoon gewen het, is 110 miljoen rand. Nou ek koop nou nie iets van ons wat nou begin rondkrap in ons sakke en kyk na daai kaartjies nie. En hier is nou glad ook nie 'n advertensie om te sê, kom ons gaan koop lotto kaartjies nie. Maar kan jy dink, ons weet nie wat gebeur het met daai persoon se kaartjie nie. Weet jy, daai kaartjie dalk ergens verlore geraak? Jy weet mos so maklik 'n kaartjie uit 'n sak uit kan val. Hierdie kaartjie in die was dalk beland. Hierdie persoon vergeet hulle die kaartjie verkoop. Nou daai persoon het 365 dae oor om hierdie kaartjie op te eis. Maar die punt wat ek wil maak is, daar's iemand in Suid-Afrika wat rondloop met 'n kaartjie wat 110 miljoen rand werd is. En hulle besef dit dalk nie. Nou kom ons kom terug na hierdie gedeelte toe. Dat Paulus sê dat die opgestane lewe word geleef vanuit 'n posisie. Ons posisie in Christus. Besef jy en ek
ons posisie in Christus? Leef ons vanuit daai realiteit? Of is ons soos hierdie persoon wat 110 miljoen rand kaartjie het en dit nie besef nie? En daarom ook die vraag vanoggend, maar gee jy en ek, gee ons aandag? Waar is jou aandag? Is ons aandag aan die posisie wat ons het in Christus? Of is ons aandag op iets anders? Maar nou kom hy sê, maar waarop moet ons aandag plaas? Hoe lyk 'n opgestane lewe wat geleef word? En ek wil vanoggend vir jou 3 goed noem. Daar's 3 dinge wat Kolossense 1 vir ons kom wys waarop ons aandag moet wees. Hy praat eerstens oor ons gedagtes, tweedens oor ons gewoontes, en dan derdens praat hy oor gesonde verhoudings. Eerstens gedagtes. 3 vers 2 sê die volgende, hy sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Dis 'n intentionele aksie om my gedagtes te rig. Nou wat gebeur wanneer ons nie intentioneel is oor ons gedagtes nie? Ek weet nie hoe dit werk nie. Maar jy en ek as mens is so aan mekaar gesit, dat wanneer ons nie intentioneel is oor ons gedagtes nie, dan dryf ons gedagtes altyd na die negatiewe. Navorsing op navorsing wys dit. Een van die wêreld se voorste navorsers, as dit kom by neurowetenskap, maak die volgende stelling, en ek wil graag hê jy moet hierdie hardop saam met my lees, en ook die persoon se naam saam met my hardop lees, net om toe te laat dat hierdie stelling wat hy maak, sal insink. Kom ons lees wat hy sê. Kom ons lees dit hardop saam. Contrary to what we assume, the normal state of the mind is chaos. When we are left alone with no demands on attention, the basic disorder of the mind reveals itself. Michael? Ek wou eintlik het gehoor het hoe spreek my sy naam uit. maar wanneer jy en ek nie aandag gee aan ons gedagtes nie intentioneel ons gedagtes rig nie, dan dryf dit na die negatiewe, na chaos. Dit was in hierdie week, woensdagmiddag, waar Johan Smith onderwysers van Sekunda en skoolhoofde kom toespreek het hier in hierdie teater. Hier was so 200 onderwysers en skoolhoofde. En hy maak 'n stelling, hy het iemand anders aangehaal, maar hy maak 'n stelling wat my bygebly het vir die res van die week en die hele naweek. Hy sê as dit kom by ons brein, is ons brein soos Teflon, as dit kom by die positiewe, en soos Velcro, sê hy, as dit kom by die negatiewe. Soos Teflon, met ander woorde, die positiewe, dit gly af. Maar dit is asof daai Velcro, Velcro kleef, die negatiewe kleef, en Paulus weet dit. Hy verstaan hoe ons aan mekaar gesit is, en daarom sê hy, maar wees intentioneel oor jou gedagtes. Met ander woorde, rig jou gedagtes. En hierdie rig jou gedagtes is baie interessant, dat dit word geskryf, as jy kyk na die Griekse woord, dis in die onvoltooide teenwoordige tyd. Wat beteken dit? Die onvoltooide teenwoordige tyd. Met ander woorde, dit beteken, dis deurlopend, dis aanhoudend, dis herhalend, dis nie net iets wat ek een keer doen, daai one and done nie, dis iets wat ek die hele tyd moet doen, om my gedagtes te rig. Hy weet, iets van ons, wat ons nie altyd besef nie. Dat wanneer ek my gedagtes dalk net een keer 'n dag rig, hier het die vermoë en die potensiaal om uit te loop. Kom ek verduidelik. Kom ons dink aan ons dag. Kom ons sê jy rig jou gedagtes net vroeg in die oggend. Die oggend staan ek op, maak vir jou 'n goeie koppie koffie, jy gaan sit in 'n privaat kamer daar in die huis of 'n stil hoekie by die huis. Die huis is nog aan die slaap. Dalk het jy jou Bybel by jou, dalk sit jy worship musiek aan en jy raak stil en jy rig jou gedagtes. Jy ervaar die Here se teenwoordigheid.
En dit beteken vir jou so baie. Daar's 'n ontmoeting met die Here. En na daai paar minute maak jy jou Bybel toe, en jy hoor die alarms gaan af, en die res van die huis is besig om op te staan. En jy beweeg uit die kamer uit, en nou begin jy reg te maak vir die dag. Kinders moet reggemaak word. Jy kyk oor dit wat voor lê vir die dag, kos moet reg gesit word, Here eet, en jy voel, maar eerstens, waar is my karsleutels? Dalk soek jy jou karsleutels, en daar al klaar voel jy, maar daar's 2% van daai heilige tyd, wat besig is om uit te loop uit jou binneste uit. Daai rugtyd is besig om uit te loop. Jy spring in die kar, jy voel jy is laat, want jy moes nou soek vir die sleutels. Jy druk die remote wil nie werk nie, die garage deur wil alweer nie opgaan nie. Uiteindelik maak die garage deur oop, jy's uit en jy ry op pad skool toe. Na by die skool slaan jy verkeer, want die robot werk. As die robot nie werk nie, is die verkeer baie vinniger in sekonde, het jy agtergekom. Maar hierdie oggend werk die robot, en iemand sny voor jou in, en jy voel hoe daai heilige tyd, daai rigtyd, nog meer uitloop uit jou binneste. Die daag by die werk op, en die eerste woorde wat jy kry van 'n kollega is 'n negatiewe reaksie. Jy stap nie jou lesenaar en iemand het jou stapler alweer gevat. Die eerste 2 e-posse wat jy kry is uitdagings wat vir jou wag vir die dag. En jy ervaar nog 10% word uitgeloop uit jou lewe uit van daai gerigte tyd. Teen middagete kan jy 'n bietjie asem skep. Maar na middagete is daar 'n vergadering wat jy nie beplan het nie. En jy sit in daai vergadering, jy's daar, maar jy's eintlik nie daar nie. So nou en dan glip jou gedagtes na jou bergfiets waar jy elders in die veld ry. En jy dink ook aan die projek wat jy moet afhandel, die sperdatum is aan die einde van die week. En jy voel hoe dit tap uit jou uit. Jy jaag teen die einde terug huis toe, jy besef, jy het nie aandete gemaak nie, jy stop by die winkel om aandete te kry, en terwyl jy betaal, dink jy oor hoe die pryse van kos alweer opgegaan het. Jy kom by die huis, as gesin eet julle saam, jy skep van die oorskiet uit vir môreoggend, jy gaan slaap, jy vergeet die bakkie buite die yskas, en die volgende oggend besef jy gaan dit nie kan werk toe vat nie. Maar jy gaan weer in die kamer, en jy maak gereed, vir jou paar minute van tyd waar jy jou gedagtes rig. Ek dink julle kry die prentjie. Dat jy en ek kan nie net een keer 'n dag ons gedagtes rig nie. Ons het nodig, en dis hoekom hy kom en hy skryf hierdie in hierdie teenwoordige tyd, deurlopend, aanhoudend en herhalend. As ons die opgestane lewe wil beleef, het ek nodig om die heeltyd my gedagtes te rig. Ek weet nie van jou nie, maar ek het vir lang tyd gedink, maar wat beteken dit? As ek nou my gedagtes moet rig op die dinge wat daarbo is. Wat beteken dit? Kom ek sê vir jou wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie ek word stil en ek sien een of ander figuur wat op 'n harp sit in die wolke en harpmusiek speel nie. Maar dalk kan dit beteken, soos wat die teoloog Søren Kierkegaard sê, hoor hierdie term wat hy gebruik, to will one thing. Met ander woorde, om my wil in lyn te kry met God se wil. Rig jou gedagtes, om deur die loop van 'n dag te sê, Here, kom belyn my wil met u wil. Ek weet nie van jou nie, maar hierdie is baie uitdagend. En wat my gehelp het, is die woorde van Henry Nouwen, 'n man wat laat in sy jare 'n baie suksesvolle akademiese loopbaan ook opgeoffer het vir iets anders, wat hy gevoel het die Here hom lei. En wat ek hou van Henry Nouwen se werk is, hoe eerlik hy kom beskryf hoe hy, juis as mens, wat soveel gehad het, wat sy aandag gevra het, by sy werk, en in die kringe waar hy beweeg het, juis gesukkel het hiermee.
En hy kom verwoord dit vir ons so mooi, en daar kan jy hiermee identifiseer. Hy sê, en ek wil graag vir jou lees, hy sê, indeed, how divided my heart has been and still is. I want to love God, but also to make a career. I want to be a good Christian, but also to have my successes as a teacher, a preacher, or a speaker. I want to be a saint, but also enjoy the sensations of the sinner. I want to be close to Christ, but also popular and liked by people. No wonder that living becomes a tiring enterprise. The characteristics of a saint is, to borrow Kierkegaard's, en daar haal hy nou vir hom aan, hy sê, to will one thing. Well, I will more than one thing. I'm double-hearted, double-minded, and have a very divided loyalty. Kan jy identifiseer met daai woorde? Maar wat sal dit vir ons beteken? Want nou kom Paulus en hy sê, as jy en ek 'n opgestane lewe wil leef, want dit is maklik om te sing oor die opstanding. Dit is maklik om te sê, ek glo in die opstanding. Dit is maklik om met mense te praat oor die opstanding. Maar dit is uitdagend om die opstanding elke dag te leef. Hoe rig ons gedagtes? How do we will this one thing? En ek besef, vir elkeen van ons gaan dit anders lyk hierdie week, en ek wil 'n paar opsies noem. Dalk vir van ons kan dit beteken om die skrif te neem, en net deur Kolossense 3, daai een hoofstuk, stadig te werk hierdie week. Bidend te werk deur hierdie week. Dalk kan dit vir jou beteken om in hierdie week, in die oggend jou selfoon te neem, en deur die loop van die dag vir jou 'n paar alarms te stel, en wanneer daai alarm afgaan, dat dit vir jou herinnering sal wees, om jou lewe te rig, jou gedagtes te rig op God. Kan jy dink, dat in die middel van 'n vergadering, jy daai alarm net hoor, en jy sit hom af, dadelik af, maar jy weet, hoekom daai herinnering op jou foon is. Vir van ons kan dit dalk beteken, maar ek moet dalk weer gaan, dalk hou jy van skryf. Ek moet my joernaal weer uithaal, weer afstof. En elke dag skryf, maar wat is dit wat ek ervaar, die Here my voorroep, met my oor praat, my wakker maak in my lewe. Haal hy joernaal uit, skryf weer. Maar wat sal dit vir jou beteken om hierdie week jou gedagtes te rig? Ons doen dit nie om die aandag van God te kry nie. Ons het al klaar God se aandag. Maar jy en ek doen dit sodat ons aandag, wat so kosbaar is, ons aandag wat ons lewe vorm, vir God kan gee. Want, soos wat Kolossense sê, hier in vers 4, hy sê, Christus is my lewe. Kan ons vanoggend dit uitroep? Kan ek vanoggend dit uitroep? Kan jy vanoggend dit uitroep, dat Christus is my lewe? Waar was jou fokus hierdie week? Dis van gedagtes dat Paulus nou beweeg na 'n tweede area, en hy beweeg na ons gewoontes, want ons gedagtes word uiteindelik gewoontes. Dit vorm ons lewe. En dan skryf hy oor ons gewoontes, en weer eens, die opstanding word nie ingebid in ons lewe nie. Die opstanding word ingeleef in ons lewe. Ons ontvang dit, en dan begin ons dit te leef. Dit word sigbaar ook in my gewoontes, dit wat ek elke dag leef. Kolossense 3:9 en 10 sê Paulus, hy sê, julle het met die ou, die sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper, en tot die volle kennis van God. En ek wil jou nooi, gaan kyk na hierdie gedeelte, ons het nie genoeg tyd om alles hier te lees nie, maar daar is sekere dinge wat hy sê, hy is reguit oor dit. Hy sê, breek hiermee, maak dit dood, laat staan dit. Daar is sekere gewoontes wat nie meer pas by ons lewens as kinders van die Here nie.
breek, maak dood, laat staan. En dan sê daar's nuwe gewoontes, wat jy en ek moet inleef in ons lewe. Die opstanding het nuwe gewoontes. Paar maande terug ontmoet ek predikant wat, ek dink hy's vinnig besig om my nuwe hero te word. Sy naam is Jaco Strydom. Jaco bly hier in Pretoria. En ek begin so week of wat terug een van sy boeke te lees en die openingslyne van sy boek skryf hy as volg. Hy sê, as jy geestelik wil groei, het jy beter gewoontes nodig, nie net beter uitsonderings nie. Dink gou oor dit. Dat jy en ek wil baie keer geken word aan ons uitsonderings. Ons uitsonderings is daai goed wat ons so elke nou en dan doen, wat ek eens op 'n tyd gedoen het. Maar ons karakter, ons menswees word nie gevorm deur daai uitsonderings nie. Ons karakter en ons menswees word gevorm deur die dinge wat ek meeste van die tyd doen. Met ander woorde, my gewoontes. Fokus ek my gewoontes op Christus? Is Christus sigbaar in my gewoontes? Hoe lyk die opgestane lewe? Die opgestane lewe sê, ek rig my gedagtes, ek leef die gewoontes van Christus, en dan spoel dit oor na meer areas van my lewe. Onder andere my verhoudings. Die res van Kolossense 3, sal jy sien, praat oor ons verhoudings, en hy praat oor ons huweliksverhoudings, hy praat met mans, met vrouens, met kinders, hy praat oor ons werksverhoudings. En hy sê die opgestane lewe word nie net oor gesing nie, dit word geleef ook in ons verhoudings. En dan kom Paulus in die middel van al hierdie verhoudings, maak hy die volgende stelling, hy sê, wees geduldig met mekaar, en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle ook mekaar vergewe. Hierdie is groot woorde. Hierdie brief is hardop gelees in 'n gemeente. En daar het iemand in hierdie gemeente gesit, dat toe Paulus hierdie woorde lees, of toe hierdie woorde van Paulus gelees is in die gemeente, sy sitplek baie warm geword het. Het jy al dit gevoel in 'n preek? Het jy al in 'n diens gesit, en die persoon wat preek, dit voel vir jou, hy of sy preek net vir my? Hoe weet hulle van hierdie dinge in my lewe? En in die gemeente, in Kolosse, het daar in die gehoor iemand gesit, en toe Paulus praat oor vergifnis, toe begin hy rond te skuif. Toe Paulus begin praat oor gesonde verhoudings, toe voel dit vir die hele gemeente, hulle wil amper na hierdie persoon kyk, want hulle het geweet wat in hierdie persoon se lewe aangaan. Jy sien, hierdie man het 'n uitdaging gehad, as dit kom by verhoudings. Nee, 'n uitdaging is te flou woord. Hy het 'n krisis gehad, as dit kom by verhoudings. In die sak, as jy hierdie brief lees, Kolosse, Tychicus het hierdie brief gaan aflewer by Kolosse. Maar in sy briewe sak was daar nog 'n brief. En hierdie brief was gerig aan daai man wie se sitplek warm geword het. Wat hierdie brief baie uniek maak, en ons het hom in ons Nuwe Testament, is een van die kortste briewe in die Nuwe Testament, 1 bladsy. Hierdie brief is ook 'n persoonlike brief. Kom ek noem sy naam, Filemon. Filemon het gebly in Kolosse. Filemon was in die gemeente in Kolosse. Inteendeel, die gemeente het by Filemon se huis bymekaar gekom. In Filemon se huis sou hulle baie keer praat oor die opstanding. In Filemon se huis sou hulle sing oor die opstanding. En dis in hierdie brief waar Paulus van kom en sê, Filemon, ek wil nie net hê jy moet sing en praat
en lees oor die opstanding. Kom aan, hierdie moet sigbaar raak in jou lewe. Wat het gebeur in sy lewe? Hy het 'n slaaf gehad met die naam van Onesimus. En dit lyk vir ons asof Onesimus by hom geld gesteel het en weggehardloop het. En Onesimus daag op by Paulus wat in die tronk is. En Onesimus kom tot bekering. Paulus hoor wat Onesimus gedoen het. En hy sê vir Onesimus, dis nie genoeg dat jy net weet van die opstanding, sing oor die opstanding, lees oor die opstanding. Jy het nodig om terug te gaan na Filemon toe en reg te maak. Hierdie was 'n baie moeilike ding vir Onesimus om te doen. Want as hy teruggaan, een van 3 dinge kon met hom gebeur. Hy kon gebrandmerk word en nooit weer werk kry nie. Hy kon gemartel word en verneder word, of hy kon sterf. Filemon het die reg gehad om hom dood te maak. En nou vra Paulus vir Filemon, ek gaan vir Onesimus terugstuur. En die interessante ding is, Onesimus se naam beteken bruikbaar. En hy was verlang nie bruikbaar nie. En Paulus sê, ek gaan hom terugstuur, ontvang hom nou nie as 'n slaaf nie, maar as 'n broer. Vergewe hierdie man. En ek, Paulus, sê hy, ek sal die skuld betaal. Die geld wat hy by jou gevat het, sal ek aan jou terugbetaal. Vergewe hom. Vergifnis is 'n baie moeilike onderwerp, maar is 'n nodige onderwerp. En in hierdie week het my gedagtes weer teruggegaan na vergifnis, terwyl ons besig was ook hiermee, en jy's ook in hierdie week, 13 Mei, 44 jaar terug, was daar 'n geleentheid gewees, 'n wêreldgeleentheid, wat gemaak het dat iemand ook 'n man moes vergewe. Ek weet nie of jy kan onthou wat gebeur het in 1981, 13 Mei nie, maar Paus Johannes Paulus II, het sy verskyning gemaak op Sint Pietersplein, en terwyl hy inry op hierdie oop voertuig, spring daar 'n Turkse moslem tussen die skare uit, en hy skiet hierdie paus. Hierdie Turkse moslem, Ali Akna, hy wou 'n godsdienstoorlog begin. Hy is in hegtenis geneem daar, en die paus is dadelik na die hospitaal toe gejaag, en vir 22 dae wat die paus daar in die hospitaal moes spandeer om te herstel, en sy eerste woorde, publieke woorde, terwyl iemand 'n onderhoud met hom voer, terwyl hy in die hospitaal lê, sê die paus die volgende, hy sê, I pray for the brother who struck me, whom I've sincerely forgiven. En 'n mens lees hierdie woorde, dan dink jy maar, hoe vergewe jy so man? En dan dink jy maar, ja, dis die paus, hy moes dit sê. Ek sal ook iets anders gesê. Maar die paus kom uit die hospitaal uit na sy hersteltyd, en hy gaan na die gevangenskap waar Ali Agna aangehou word, en hy ontmoet met hierdie man in 'n privaat kamer in die gevangenskap. En is hier waar hy sit, en hier is die foto op die skerm, waar hy sit, sy knieë raak aan hierdie man, hy neem hierdie man se hande, die hand wat hy sneller getrek het, in sy eie hand, en hy fluister woorde van vergifnis aan hierdie man. En ek het vir 2 foto's op die skerm geplaas, 2 foto's, en aan die een kant is daar hierdie onverdiende geweld, aan die ander kant is daar onverdiende vergifnis. 2 foto's, en daar's 'n ooreenkoms in hierdie foto's, daar's skok op elkeen van hierdie foto's. Aan die een kant is daar hierdie skok op die gesig van die paus wat geskiet word. Die ander foto, die skok van ek ontvang vergifnis. En op beide van hierdie foto's ook die vraag, maar hoekom? Hoekom die geweld? Hoekom vergifnis? 'n Paar jaar daarna, op die Time tydskrif se voorblad, verskyn die foto van die paus, en ook Ali Agna, met hierdie groot woorde, why forgive? Why forgive? En ek wil vanoggend daai vraag aan ons vra. Hoekom vergewe? Hoekom gesonde verhoudings? Jy sien, Jesus het nie gekom sodat slegte mense beter moet word nie.
Jesus het ook nie gekom dat goeie mense maar net beter moet word nie. Maar Jesus het gekom, hy het sy lewe vir ons gegee, sodat mense wat die dood verdien, ek en jy, lewend kan word. Sodat jy en ek die opstandingslewe kan leef en beleef. Die opstandingslewe roep ons vanoggend om ons gedagtes terug, to will one thing. Die opstandingslewe kom roep ons vanoggend om ons gewoontes in lyn te kry met Christus en sy koninkryk. Die opstandingslewe kom lei ons en roep ons ook na gesonde verhoudings. Kolossense 3 vers 23 en hierdie hoofstuk sluit af met hierdie gedagte. Kyk wat sê Paulus, hy sê, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Die opstanding is nie net iets wat hoort in die verlede nie. Dis nie net vir ons toekoms, wanneer ons eendag ons oë toemaak hier op aarde nie. Maar die opstanding is vir die hier en vir die nou. Dis die opgestane lewe. Ek gaan jou nooi, kom staan saam met my en dan bid ek vir ons saam. Here, ons wil vanoggend vir u so dankie sê dat u lewe vir ons kom gee het. Dat u aan daai kruis gesterf het. Dat u in die hele menswees soveel marteling en vernedering beleef het, u lewe gegee het. Nie net sodat ons beter mense kan word nie, maar sodat ons kan lewe. Sodat ons kan beweeg vanuit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. My gebed vir elkeen van ons vanoggend hier, Here, is dat ons sal leef as mense van die koninkryk van die lig. Dat ons gedagtes sal rig, dat ons gewoontes sal praat van u karakter en u gewoontes, en dat ons sal leef met gesonde verhoudings. Ons bid dit in u naam. Amen.